Pinkstertyd vir ons 'n baie spesiale seën wil maak. Dat hy vir elkeen van ons baie spesiaal wil ontmoet, dat hy deur sy gees vir ons 'n nuwe werklikheid wil word. En daarom wil ons in hierdie tyd, as ons fokus na die hemelvaart, fokus ons nou op die uitstorting van die Heilige Gees. Ja, toe Jesus hemel toe gegaan het, het hy gesê, wag in Jerusalem, totdat die Heilige Gees gekom het, en julle vervul is met die Gees, en dan sal julle my getuies wees. En daarom lees ons, dat vir 10 dae lank het hierdie volgelinge van Jesus, daar in die bovertrek gesit, gebid, gewag op die Here. En 'n mens sou dink dat hulle dalk hier op dag 8 of dag 9 sou sê, nee wat, dit lyk vir my, daar gebeur niks nie, niks verander nie, kom ons gaan huis toe, dit is verby. Nee, op die 10de dag op Pinksterdag, met ander woorde, na die 40 dae wat Jesus hier op aarde verskyn het, op verskillende maniere, aan verskillende persone, om te bewys dat hy lewe en uit die dood opgestaan het, is daar die 10 dae van gebed, tot met Pinkstersondag toe die Heilige Gees gekom het. Nou, daarom ook Pentekost is 50ste, né? Pentekost is die verduideliking van 50, dit was die oesfees, dit is nou die tyd dat die oes gaan inkom, dat die Here in sy heerlikheid gaan werk, en dit was ook so, want hier van Pinksterdag af, het mense tot bekering gekom, honderde en duisende. Ons lees hoe dat die stroom begin vloei het, vanuit die tempel, die water in die woestyn geloop het, en 'n tuin het skielik begin verskyn in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uiteindes van die aarde. Dis die wonderlike boodskap wat ons in hierdie Pinkstertyd herdenk. En in hierdie tyd is dit so, dat ons kyk en sien hoe dat die geskiedenis van hierdie wêreld, en die geskiedenis van mense se lewens verander het, deur die koms van die Heilige Gees. En dan is my vraag by hierdie geleentheid, het daar al Pinkster in jou lewe aangebreek? Ken jy die Pinkster? Die Pinksterrevolusie, die Pinksterervaring, die Pinksterbelewenis van 'n nuwe lewe deur die Heilige Gees? Mag dit hierdie jaar vir jou waar wees, dat jy sal ervaar, Pinkster is nie net iets wat ek teoreties gevier het nie. Pinkster het in my hart gebeur. Daar het 'n nuwe groei, 'n nuwe momentum, nuwe vrug, nuwe gawes, nuwe werking, teenwoordigheid, die stem van die Heilige Gees in my hart. Ek wil vir jou uitnooi as jy ons wil kontak om ons by ons WhatsApp nommer te skakel. Eintlik kan jy nie skakel nie, jy kan net vir ons 'n WhatsApp stuur. Dis 079-195-1586. Kontak ons gerus. En vertel vir ons wat die Here besig is om in jou lewe te doen. Dit is vir ons so bemoediging, vir die gebedsspan, om te hoor dat dit wat julle gevra het ons voor moet bid, dat die Here dit verhoor het, en dat mense getuig wat gebeur het, toe hulle ergens alleen besig was, voor 'n skerm te sit, en die Here gekom het, en dat die woorde in hulle hart begin lewe het, en hulle lewens verander het. En ek glo, dat in hierdie Pinkstertyd die Here wondere gaan doen, en daar soveel seën gaan wees, en lewens gaan verander. Ja, ons wil dit ook uitdra op sosiale media, deur Instagram en Facebook en ook deur X. En ons wil hierdie boodskappe beskikbaar stel, dat jy dit kan weer gaan luister of die skakels kan aanstuur vir mense. Ons dank die Here vir mense oor die hele wêreld wat inluister en wat op YouTube vir ons volg. So gaan kyk gerus by Dirkie van der Spy bediening op YouTube en kry hierdie boodskappe en stuur dit vir ander mense aan. Wat 'n voorreg dat ons het om so saam te kom en te weet, die Here is daar by jou. En die Here het 'n woord vir jou. En hy wil met jou praat. En hy wil hê hierdie Pinkster moet vir jou 'n belewenis word van iets nuuts in jou lewe. Jy weet, as ek terugdink aan my eie lewe, dan weet ek daar het ook 'n Pinkstertyd in my lewe aangebreek. 'n Tyd toe ek skielik ontdek het, ek ken nie die Heilige Gees nie. Ek ken God die Vader, ek ken God die Seun, maar ek ken nie God die Heilige Gees nie. Eintlik is ek bang vir hom.
Eintlik het ek 'n beeld van die Heilige Gees in my binneste gehad, wat snaakse goed doen, en wat vreemde dinge met jou aanvang, en verskriklike goed. En ek was bang, ek het die liefde wat ek vir Jesus en die Vader gehad het, het ek nog nie vir die Gees gehad nie. Ek onthou ek opgegroei het, byvoorbeeld, ja, in 'n Christelike huis, met die kerk, met 'n skool wat Christelik georiënteerd was. Maar oor die Heilige Gees het ek bitter min geleer. Ek het Pinkstertye deurgegaan, en ek het nooit 'n lering, 'n reeks, of 'n boek oor die Heilige Gees gehad, wat vir my kon leer, en my kon help, en vir my in staat stel, om die Gees van God beter te verstaan nie. Eintlik het ek groot geword met onkunde. En eintlik, waar ek van die Heilige Gees gehoor het, was van buite die kerk, en ek wil amper sê buite die Bybel ook, van mense wat snaakse goed vertel het, asof die Gees sulke snaakse goed aanvang, weird, vreemd, om die Gees te kry, met jy rondkruip en gil en skree en pleit en kerm. Die Gees wat vir jou snaaks maak, dat jy nie weet eers wat se vreemde goed jy aanvang, jy raak buite jouself. Hierdie getuienisse het vir my weerstand gegee. En ek weet, ouens van ander groepe, wou eintlik vir my daardeur inspireer, en wou vir my aanmoedig en sê, weet jy wat mis julle? Weet jy wat 'n wonderlike goeders kan gebeur met jou as die Gees jou lewe oorneem? En al hierdie goed bedoelde boodskappe het naderhand vir my eerder het ek weerstand gehad. Maar ek het aangegaan, want in my leefwêreld was die Heilige Gees maar op die agtergrond. Bietjie misleiding gehad, bietjie vrees gehad, maar nie kennis gehad nie. Tot ek uitgevang is. Ek was amper klaar met my teologiese studies. Sit ek daar in 'n kamp, een aand terwyl 'n prediker, Dominee Dawie Pyper spreek, en hy vertel oor sy ervarings van hoe die Gees van God sy lewe verander het en sy bediening verdiep het, en hoe dat die gawes van die Gees funksioneer, en hoe daar wonderwerke gebeur, en dat hy God sien werk in sy bediening. En dit alles het begin deur die werking van die Heilige Gees in sy lewe. En toe begin hy sy boodskap deur te vra, steek bietjie julle hande op, of kom staan sommer op. As jy 100% seker is, en hierdie oomblik 100% seker is, jy is vervul met die Heilige Gees. Toe hy daai vraag vra, het ek daai antwoord nie geken nie. Ek was so benoud geraak, hier sit ek as iemand wat nou eintlik teologies ver gevorder is, as nie die ander klomp eerste en tweedejaars studente, en ek weet nie wat om te doen nie. En ek kyk rond en ek sien almal bly sit, en ek besluit, dan sit ek ook maar. Maar ek lag so, daar agter sit 4 mense, 4 studente wat al 4 opstaan op 'n bankie. En toe draai die prediker na hulle toe en hy sê vir hulle, in hierdie saal is hier net 4 mense wat in hierdie oomblikke binne God se wil is. Binne sy volmaakte wil. Wat sy volmaakte wil in hulle lewe het en dit ken. En dis die 4 wat agter opgestaan het wat sê, hulle is seker, hulle is vervul met die Heilige Gees. Ek het in myself gevoel, wie is die dominee? En ek het my ou natuur leer ken, wat hoogmoedig en opstandig is en trots is, en hoe hy probeer redeneer en argumenteer. Wat weet hy? Hy verstaan dit nie reg nie. Hy is aan die dwaal. Dis nie die waarheid nie. Maar diep in my hart was ek ontsteld gewees, omdat ek nie kon opstaan nie en nie geweet het waar het gaan nie. En toe verduidelik hy. Hy sê, ek sê dat daardie 4 persone is binne God se volmaakte wil, want hulle doen wat God sê. As daar 'n opdrag in die woord van God is, en jy doen dit nie, jy is ongehoorsaam aan daai opdrag, is jy mos nie in God se wil nie, dan is jy nie binne die sentrum van sy wil nie. En daar is 'n opdrag in die Bybel, dat jy vervul moet word met die Heilige Gees. En as jy nie seker is jy aan hierdie opdrag gehoor gegee het nie, dan sal jy nie kon opstaan nie.
Maar as jy weet dat jy 'n ooreenkoms met die Heilige Gees gemaak het, en dat jy jou aan hom oorgegee het en dat hy jou vervul het, dan weet jy mos, dan is jy mos seker. En dan kan jy opstaan, want jy het 'n ooreenkoms met die Heilige Gees gemaak, en jy het hom gevra, hy moet jou vervul. Jy het aan sy opdrag gehoorsaam gewees. Die opdrag in Efesiërs 5 vers 18, wat sê, word vervul. Luister net bietjie hierdie opdrag van die Here, wat hy vir ons gee in sy woord. Hy sê in Efesiërs 5 vers 18, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Laat die Gees toe om jou lewe te vervul en oor te neem. En ek het geweet op daai stadium, ek het nog nooit my lewe oorgegee aan die Heilige Gees se beheer nie. Ek ken hom eintlik nie, en ek is al bang vir hom, en ek wil nie sommer oorgee nie. My ou natuur veg en skop daarteen. Maar hier is 'n opdrag, word vervul met die Heilige Gees. Moenie onder die invloed van alkohol kom nie. Moenie onder die invloed van drank kom nie. Want dit gaan jou lewe beïnvloed. Jy weet hoe maak drank met 'n mens. Nee, laat die Gees jou vervul en sien hoe hy jou verander. Dat jy meer soos Jesus word. Dat sy lieflike vrugte, ja, die vrug van die Gees in jou lewe verskyn. Liefde en vrede en blydskap en goedhartigheid. Selfbeheersing, nederigheid. Al hierdie mooi eienskappe. Vriendelikheid. Is nou deel van jou lewe. Want dis die Gees wat oorloop in jou, sy vrug na vore bring. Ek het dit nie geken nie. Ek het net 'n twee-eenheid geken. Ek het daai aand wat ek met myself geworstel het in die kamer alleen, het ek besef, maar ek ken die Vader en ek het hom lief en ek het 'n verhouding met hom en ek praat met hom gereeld en ek het vir hom gesê ek het hom lief. Want hy sorg vir my. Hy is my pa, hy is my Vader, hy het my lief en hy beskerm en versorg my. Ek het ook 'n verhouding met Jesus gehad en ek het tot Jesus gebid en vir Jesus gevra om my sondes te vergewe. Ek het geweet hy daarvoor gesterf het. Hy alleen kan my sondes wegneem. Maar ek het nog nooit gebid vir die Heilige Gees nie. Eintlik het ek 'n storie gehoor dat 'n mens moenie die Heilige Gees tot die Heilige Gees bid nie. Hy is so 'n bietjie minderwaardig. Weet jy? 'n twee-eenheid. Nee, 'n drie-eenheid. Dis wat die Bybel verkondig. Die Heilige Gees is God soos die Vader en die Seun. En hy is deel van hierdie drie-eenheid. Kan hom nie begryp nie, kan hom nie vir jou verduidelik nie. Hy is een wese, hy is een God. Maar hy is Vader en hy is Seun en hy is Heilige Gees. En dis die wonder wat ek nie kon verstaan. Ja, dat hy die Vader is wat oor my is, wat vir my sorg. Dat hy die een in sy liefde is wat my toevou, maar dat hy ook Immanuel, Jesus is, wat by my is, die sondemuur wegvat. Ja, hy is Vader oor my, hy is Immanuel, Jesus by my, maar hy is ook die Heilige Gees in my. Is die Heilige Gees in jou in beheer? Ervaar jy sy werking? Hoor jy sy stem? Beleef jy sy vrug wat in jou lewe verskyn? Sien jy die gawes wat deur jou begin funksioneer? Kom jy agter dat jy in 'n noue verhouding met die Heilige Gees lewe? Want dis wat Jesus gesê het. Hy sê, dis vir julle beter dat ek weggaan. Julle is hartseer omdat ek weggaan hemel toe. Want dan kan julle nie meer met my praat en vir my vra en ek julle help en vir julle kom ondersteun en gee wat julle wil hê nie. Maar is vir julle beter, want as ek weggaan, sal ek altyd by julle wees, want my Heilige Gees gaan in jou woon. So ek gaan altyd met jou praat, ek gaan altyd vir jou krag gee, ek gaan altyd vir jou wysheid gee, ek gaan altyd vir jou kan kennis gee, ek gaan vir jou help in elke situasie, ek gaan jou gebruik, jy gaan in my diens wees. Ek het besef, die Bybelse God is 'n drie-enige God. Dis hoekom leer ken het in die Bybel. Hoe meer ek begin kyk het en begin soek het in die skrif, het ek byvoorbeeld gesien by Jesus se doopgeleentheid, dat waar hy gedoop is, lees ons, is die Vader, die Seun en die Heilige Gees teenwoordig, al drie. Markus 1 vers 9 tot 11. Vers 9 sê, Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water uitkom,
het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Al drie. God die Vader wat praat oor sy geliefde seun, sy seun wat hier in die water is en met sy voete in die water staan, wat nou pas gesalf is en vir sy voltydse diens afgesonder is as priester, wat nou sy bediening begin, wat nou 'n wonderlike nuwe fase in sy lewe begin, deur die Heilige Gees, wat soos 'n duif op hom neergedaal het en hom kom bekragtig het. Vader, Seun en Heilige Gees. Daarom as Jesus sy disippels uitstuur en sê, gaan verkondig die evangelie en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God is drie, alhoewel hy een is. En daarom al verstaan ons dit nie. Is dit die grote onbegryplike God wat ons aanbid? Wat oor ons is, wat by ons is, wat in ons is, wat ons totaal en al toevou in sy goddelike sorg en liefde. Daarom sien ons ook as hulle in die Nuwe Testament mense seën, dan sê hulle, die genade van Jesus se vergifnis, sy genade is met jou, die liefde van die Vader is met jou, die teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees is met jou. Gaan kyk bietjie wat staan aan die einde, die laaste verse van Korinteërbrief, die seënbede wat Vader, Seun en Heilige Gees intrek. Ja, ons leef nou in die bedeling van die Heilige Gees, want as jy nou mooi gaan kyk, dan gaan jy sien, daar was 'n bedeling gewees wat die Vader op die voorgrond was. In die Ou Testament is dit die Vader, is dit God die Vader wat praat met Adam en Eva en Abraham en Isak en Jakob. Dis hy wat kom en wat optree in die Ou Testament en wat ons sien die rigters en die profete kom toerus en vir hulle boodskappe gee. En dan is die laaste boodskap dat die Messias gaan kom. En dan lees ons van die geboorte van Jesus. Die breek 'n nuwe bedeling aan. Die tweede persoon word gebore in 'n mens en Jesus leef op aarde sondeloos en sterf aan die kruis en bring die offer en dan vaar hy op na die hemel. Dit is 'n tweede fase, 'n tweede bedeling van waar Jesus nou op die voorgrond is en hy die een is wat leer en wat na mense gaan en vir God aan ons openbaar. En dan gaan hy hemel toe, dan kom hy terug deur die Heilige Gees wanneer dit begin 'n nuwe, 'n derde, heerlike, nuwe bedeling. Van toe af lees ons in Handelinge, dis die Heilige Gees wat sê, stuur vir Paulus en Barnabas uit. Kies 7 diakens, die Heilige Gees praat met hulle, en hy sê wat hulle moet doen en hoe hulle moet maak. Hy praat met Filippus en hy sê vir hom, gaan hulle daai eensame pad van Jerigo na Gaza toe. Daar's 'n man, 'n belangrike sleutelpersoon wat ek wil gebruik as my sendeling in Ethiopië, gaan praat met hom. Die wonder hoe die Gees hulle lei. Vir Paulus stop hy en hy sê, moenie Bethinië toe gaan nie. En hy keer vir hom. Die Gees het gesê, moenie. En die Gees het vir hulle gelei Macedonië toe. Die Gees wat in hulle gewerk het om wondere te doen, om te weet wat om te doen, hoe om te besluit. Toe hulle synode by mekaar kom, het die Gees en hulle besluit. Die Gees het hulle gelei om in eensstemmigheid oor die besnydenis se toekoms te praat en te besluit. Ons leef in daai bedeling. Ons leef in die bedeling van die Heilige Gees. So my vraag is, ken jy Pinkster? Ken jy die Heilige Gees? Is die Gees in jou lewe 'n werklikheid? Ervaar jy sy werking, sy belewenis, sy leiding? Jy het 'n opdrag. Moenie ongehoorsaam wees nie. Laat die Gees toe om jou te vervul. Gee oor aan die Gees se beheer. Vra hom om jou lewe te vul. Hy sal dit doen. Dis sy begeerte. Weet jy, hoekom is daar dan mense wat nie vervul is met die Heilige Gees nie? Weet jy, dat hulle onkundig is, dat ons nie geleer het nie, dat ons nie 'n boek gelees het daaroor nie, dat ons nie 'n studie gedoen het, dat ons nie 'n kursus deurloop het nie. Ja, ons is onkundig, ons weet so min van die Heilige Gees. Dis wat my genoop het en my ernstig laat soek het. Wat sê die Bybel? Hier's baie stories wat mense sê, maar wat sê die Bybel? Ek wil hier die derde persoon van die drie eenheid leer ken. Ek is onkundig oor hom.
En hoe die Gees vir my die waarhede begin oopmaak het, en hoe Jesus my begin lei het, en hoe ek begin dinge insien het en verstaan het, en dit het my lewe verander. Hierdie boek is die getuienis daarvan, van wat ek oor jare gesoek het in die skrif. Niks anders as wat die Bybel sê. Nie oor wat mense sê, maar wat sê die skrif? Waar is die skrifgedeeltes oor die Heilige Gees? Wat sê dit oor die gawe van tale spreek, van genesing, die gawe van 'n woord van wysheid, van kennis, van onderskeiding? Wat is hierdie gawes? Waar lees ons daarvan? Wat leer die skrif vir ons daaroor? Nie wat sê ons gewoonte of wat sê ons kultuur of ons tradisie nie, maar wat sê God hieroor? Wat is sy plan met die Gees en met die gawes van die Gees? So hierdie boek kan jy by ons bestel. As jy hierdie telefoonnommer skakel, dan kan ons vir jou die boek laat kry. Ek is opgewonde in my hart, as ek besef wat die Here in hierdie Pinkstertyd wil doen, as ons op hom fokus, en as ons harte vir die Gees gaan oopstel. Want ek sien wat gebeur het in Efese. Weet jy wat het in Efese gebeur? Paulus kom daar aan, en hy begin praat met hulle, en hy vra, is hier so Christene hier so in die dorp? Ja, hier in Efese is 'n klompie Christene, hulle kom daar in 'n huis so en so by mekaar. Ons lees daarvan in Handelinge 19 van vers 1. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry, vir wie hy gevra het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Nou wat is so doop? Ons het doop in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou wat is so doop het julle dan ontvang, vra hy toe? Die doop van Johannes, antwoord hulle. Daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het. Maar hy het vir die volk gesê, dat hulle in die een moet glo wat na hom, na Johannes, sou kom, en dit is Jesus. En toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop, en Paulus het hulle ook die hande opgelê, en toe het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone tale en klanke gebruik, en hulle het geprofeteer, en hulle was altesaam omtrent 12. Nou, hier is 'n klomp gelowiges. Paulus praat nie met hulle oor hulle redding nie. Nee, hulle het die doop van Johannes gehad. Hulle het by 'n plek gekom waar hulle gekies het teen sonde en waar hulle rug op die donker gedraai het en hulle lewe vir die lig gegee het en hulle vir God wil gehoorsaam en God dien en God volg. Dis hulle begeerte. Maar wat? Hulle het nie van die Heilige Gees nog gehoor nie. Hoe het Paulus agtergekom? Maar hier is groot fout. Jy weet, as mense nou mooi gaan kyk, hulle is 12 gelowiges staan daar. Hulle is al 3 jaar lank is hulle saam in hierdie huisgroep. En hulle is steeds 12. Nou dit het vir Paulus dadelik laat besef. Die Heilige Gees is nog nie hier aan die werk nie. Want in Jerusalem was daar 12, 120, 3000, 5000, ontelbaar. Waar die Gees van die Here is, daar word mense se lewens verander en steek hulle mekaar aan die brand met die vlam van God se liefde en brei hierdie soos 'n veldbrand uit oor die hele Jerusalem. Om die waarheid te sê, in Rome het daar so 'n groep Christene ontstaan dat van die buitebybelse skrywers skrywe oor die Christene wat nou in Rome so toegeneem het. Wie se getalle so toegeneem het. Ten spyte van die vervolging en die feit dat hulle vir Jesus gekruisig het, is hier 'n wonder aan die gang. Die Christene word al meer en meer in Rome. Wat 'n aangrypende getuienis, want dit is hoe die Gees van God werk. Hy maak jou 'n fontein van lewende water wat oorloop, wat stroom en ander mense se lewens beïnvloed en verander. En die woestyn verander. Mense se woestynlewe verander in 'n tuin met vrugte en blare van genesing. Dis wat Jesegiel 47 vir ons leer. Dit was die profesie, dis wat vervul is, dis presies wat gebeur het. Nou lees ons hier dat hulle onkundig was. En Paulus vir hulle gesê het, weet jy waar die Gees van die Here kom? En waar hy in beheer is, groei die getalle. En dan bid hy vir hulle, dat die Heilige Gees hulle lewe sal oorneem. Hulle word vervul en dan begin hulle praat en hulle begin getuig. En ons lees dat in daai tydjie, het omtrent die hele Klein-Asië van die evangelie gehoor. Die afgodediens
en afgode gelukbringer beeldjies van Artemis, die seksgodin en die Diana se tempel, het hulle nie meer gekoop nie. Hierdie mense het gelowiges geword. Hulle kon nie meer in die huis inpas nie, hulle moes die saal van Tyrannus gaan huur het. Hulle het in die siesta-tyd het hulle daar in die middag by mekaar gekom en in die aand weer, het, na alles weer toe is, het hulle weer daar in die saal by mekaar gekom. Het 'n wonder gebeur. Waar die Gees begin werk, groei die getalle. Hulle het die okkultiese, die duiwelse goed uitgegooi en verbrand. 50.000 silwerstukke, waardevolle boeke, verbrand. Hulle het 'n keuse gemaak. Die evangelie het begin versprei. Hier het 'n stroom water begin vloei en daar het nuwe lewe gekom. Dis waar die Gees is, gebeur sulke dinge. Nou is my vraag vir jou. Is jy vervul met die Heilige Gees? Wil jy nie die Gees van God vra nie? En wil jy nie hierdie boek bestel en begin soek na wat sê die Bybel oor die Heilige Gees? Kom ons bid saam. Here Jesus, ek bely dat ek U liefhet en weet U het vir my sonde gesterf en o Vader, dat U vir my sorg, maar Heilige Gees, ek bely dat ek U nie ken soos ek moet nie en dat ek U in my lewe eenkant stoot en bedroef en weerstaan dikwels en selfs sonde toelaat wat U bedroef. Maar ek wil nou vir U vra, ek wil nie rus totdat U my lewe vervul. Kom, maak dit Pinkster in my hart. Kom, maak dit 'n tyd waarin U Gees my lewe kom oorneem en waar ek onder U beheer sal lewe en waarin die wêreld sal sien dat U leef, want U leef deur U Gees in my. Amen.